naam van onze Here en Zaligmaker Jesus Christus. Daar is nie 'n naam wat kan kers opsteek by die naam van Jesus nie. Amen. Go so wat die Engelsman, hy sê it's a matchless name. Yes, Lord. Halleluja. En vanmorgen is ons by mekaar deur daai wonderlike naam, Jesus Christus. Ons het hom nie geken nie, maar hy het ons geken voor die grondlegging van die wêreld. En vanmorgen wil ek met u lees uit Mattheus 26. Mattheus 26, Matthew 26. Jesus in die tuin van Getsemane. Halleluja. Amen. Vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en hulle begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gegaan en gesê, my Vader, as hierdie beker by my verbygaan, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verby sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die 3de maal gegaan en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens sal oorgelewerd is in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Mag die Here sy woord seën. Amen. Jesus in Getsemane. Toe hierdie gebeurtenis plaasvind, was Jesus sterk op pad na die kruis toe. En ek wil sê dat sy laaste stop voor die kruis is Getsemane. Die aand voor hy in hegtenis geneem was, neem hy sy disippels en sê vir hulle, kom ons gaan na Getsemane toe. Nou Jesus was gewoon om met sy disippels Getsemane toe te gaan. Dit was nie die eerste keer nie. En toe hy in Getsemane kom, toe sê hy met die disippels, wag julle hier. En hy vat van Petrus, is net Markus, wat die 3 manne se name noem. Matteus sê, Petrus en die 2 seuns van Zebedeus. Maar Markus 14 sê, Jesus neem vir Petrus, vir Jakobus en Johannes. Met ander woorde, die 2, Johannes en Jakobus, was die seuns van Zebedeus. Matteus sê net die seun van Zebedeus. En hy neem die 3, hy sê vir hulle, my siel is benoud, kom julle 3 en kom waak saam met my. Hy los hulle by die tweede punt, daar is 3 plekke wat hy stil hou. Die eerste keer los hy die, hoeveel disippels was oor na Judas om. Toe, jy moet weet, Judas het alreeds die plek verlaat, hy het alreeds sy posisie verlaat, en hy is nou na die owerhede toe, om vir Jesus aan hulle oor te lewer. Hy het maar klaar die geld gekry, om vir Jesus te verkoop. En hier, geliefdes, sê die Here met sy disippels, hoeveel is nou oor, na 1 weg is? 8. Alright, hy sê met die 8, wacht julle hier.
En hy vat hierdie 3 en hy loop met hulle. Terwyl hy loop met hulle, hy het seker maar geweet, of hy het gehoop, dat hierdie 3 saam met hom die stryd sal deurmaak. Saam met hom sal waak, en saam met hom bid, en saam met hom instry, because hy het op hierdie 3 manne vertrou. En hy vat hulle, because hulle het nou al gegroei in die Here op 'n posisie waar die ander 8 nog nie was nie. En hy het hierdie 8, die 3 gevat en met hulle geloop. En op 'n punt toe sê hy vir hulle, wat julle nou hier? Ek wil hê julle moet waak en bid, because ek gaan nou verder en ek gaan sy siel en sy kom ons sê, sy liggaam was benoud, because hy het geweet wat vir hom wag. Die Bybel sê toe gaan hy al eentjie verder en hy bid. Die Bybel soos ek nou gelees het, 3 keer noem hy dieselfde woorde. My Vader, as hierdie beker verby my moet gaan, nie my wil nie, maar aan U wil geskied. 3 keer bid die Here dieselfde gebed. En kyk hoe kragtig is hierdie gebed. Hulle sê, die gebed wat jy bid in jou eensaamheid, in jou alleenheid, dra meer krag as die gebed wat jy bid in die. Because die oomblik toe hy sy mond oopmaak en bid, geliefdes, vra hy die Vader, as dit U wil is, dan hierdie beker verby my gaan, nie soos ek wil nie. Nou baie mense sê, dat die Here het op die punt gestaan om te draai, wat ek nie meer saamstem nie. Because die Here het geweet, toe hy vlees word, wat vir hom wag. Yes, Lord. En toe hierdie 3 keer hierdie gebed bid, geliefdes, toe besef hy, dat sy uur is nou naby. Hy het geweet, daar is nou nie meer 'n uur oor, voordat hy in hegtenis geneem gaan word nie. Het God nie gehoor toe Jesus bid nie, because God antwoord hom nie. Hy sê in Matteus 11, nadat hy by die graf van Lazarus kom, hy sê, my Vader, ek dank U elke keer wanneer ek bid, dan hoor U. Hy weet dat die Vader hoor hom elke keer as hy bid, maar hierdie 3 keer toe hy bid, toe is daar geen respons uit die hemel. Die hemel is doodstil. Daar word nie aandag gegee nie, because toe hy bid, 'n mens sal vra, het Jesus nie geweet. Hy bid, maar hy kan nie antwoord. Hy bid, maar hy weet presies, die antwoord gaan wees, die kruis wag vir jou. Jy kan nie die kruis, na die kruis toe gaan, as jy nie by Getsemane verbygekom het nie. Jy moet by Getsemane verbykom. Daardie benoude oomblikke, geliefdes, praat van Jesus se menslikheid. Amen. Because jy moet weet, Jesus is 100% God en 100% mens. Ek kan nie vir jou, miskien in woorde verduidelik om dit beter te laat stel as die. Hy is 100% God. Because in Hebreë sê dat God het vir hom 'n liggaam voorberei. Om dit vir u te verduidelik, Filippense hoofstuk 2 vers 6. Praat Paulus en hoor wat sê Paulus omtrent Jesus. Filippense hoofstuk 2 vers nommer 6. Hy wat in die gestalte van God was, het ook geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word aan die dood. Ja, die dood aan die kruis. Kan ek vir u 'n verduideliking gee volgens my mind? Christus is die koning. Hy trek sy koninklike kleed uit.
op die troon. Daar is sy koninklike gees. Hy vat sy kroon. Hy sit sy kroon op die stoel. Met ander woorde, die engel sê, hy strip himself. Niemand het hom gestrip nie. Hy het homself gestrip. Niemand het hom geforseer om dit af te haal, die kroon. Hy het homself gestrip. Want daar was 'n rede waarom hy homself gestrip het. En hy kom nou na die mense toe. Hy kom nou af. En hy word nou soos een van die mense wat hom moet bedien. Hulle moes hom bedien, maar hy klim van die troon af. En hy kom word nou soos een van die mense wat God geskaap het. Hy word nou soos een van die slawe, die in 'n nuwe Afrikaanse vertaling sê, hy word soos een van die slawe. Met ander woorde, as mense na Christus kyk, sal hulle nie sê, die is God, die God met die mense. As hulle na Christus kyk, sal hulle gekyk het na hom soos 'n gewone mens. Maar hy het homself uitgetrek, sy heerlikheid uitgetrek, en het vlees geword, sodat hy vir die sonde van die mens kon sterwe. Hier is 'n Engelse woord, wat ek gelees het. Christus uiter hierdie woorde, my Vader, as hierdie beker verby my moet gaan, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En dit is wat iemand sê, this is a powerful expression of humanity, Christ humanity, because dit is nou die vlees wat bid, is nie die gees. Die vlees bid, because die vlees is nou bang vir dit wat gaan gebeur. Die vlees is nou bang vir die vernedering. Die vlees is nou bang vir die kruis. En hulle sê, it is a powerful expression of humility. But at the same token, it is a wonderful model of obedience. Jy moet weet, ek het nou net gebid en gesê, die Here sê, ek weet, U gaan my hoor, Vader, as ek bid. Maar hierdie keer, geliefdes, toe die Vader hom nie gehoor nie, because hy het geopenbaar sy menslikheid en het geopenbaar die powerful authority wat hy het. As hy 'n authority is, dan kan jy doen wat jy wil en jy kan sê wat jy wil en niemand gaan jou sê. Christus, hy was verhoog. Hy moes hom net so inhou. Because hy het die vermoë gehad. Jy moet weet, geliefdes, ek het nou hier gelees. Die Bybel sê in Matteus 8, het ek dit gequoteer woensdag. Matteus 8, kom daar 'n centurion na die Here toe. En hy sê met die Here, my dienaar is siek. Ek wil hê U moet na my dienaar gesond maak. En die Here sê vir hom, okay, ek sal gaan na jou huis toe. En terwyl hulle stap, toe sê die man, Here, ek is nie waardig. Ek wil nog jou baas sien, wat so bekommerd is oor jou, dat hy na die Here toe gaan en gaan vra vir jou genesing. Jy moet 'n goeie diensknegt wees as jou baas, hoor jy die dokter gaan sê, of die mense sê, hoor jy, bid vir my knegt, hoor jy, die is die beste werker, hy is siek, en ek kan nie bekostig dat die man moet sterwe nie. Hy hardloop na die Here toe, en toe met die Here kom, toe sê hy, Here, ek is 'n man van gesag. Ek sê met die een dienaar gaan, dan gaan hy die een kom. Spreek net die woord. Nou die Here kon net die woord gespreek het. Dan het engele gekom en hom verlos van die kruisdood. Besef u wat 'n authority of wat 'n groot gehoorsaamheid het die Here betoon. Daarom sê hulle, it's a model of obedience. Alhoewel hy God was, het hy dit geen roof geag om uit te trek. Hy los die heerlikheid. En hy sê, hy het geweet, ek gaan terugkom. Daar gaan niemand hy kroon vat nie. Daar gaan niemand hy oorjat van my vat nie.
beker soos hierdie. Ek het baie mense al gehoor sê, toe hy in hierdie beker kyk, toe sien hy vir jou en hy sien vir my daar. Het jy daai gehoor al? Maar hy het nie 'n letterlike beker gehad om te drink nie. Die beker wat hiervan gepraat word, is die oordeele van God. Hy moes nou daai beker drink, hy moes nou daai homself voorberei vir die oordeele van God. Because God se toorn het nou en dan ontvlam oor die Israeliete, en hierdie keer toe sê God, hy gaan die wêreld verwoes. Maar hy gaan iets doen om die wêreld te keer, dat hulle na die ewige verderf gaan. En hy stuur sy seun. Eintlik het God homself gestuur, because Christ is the second person in the Godhead. Die tweede persoon in die Godheid. En toe hy kom, toe moet hy hierdie beker drink. Geliefdes, die beker van ongehoorsaamheid. Because toe Adam die dag sondig in die tuin, en Adam nie net gesondig en dit was klaar nie. Adam se sonde het verrykende gevolge gehad, dat vir duisende jare daarna strakel mense nog steeds met sonde en ongeregtigheid en ongehoorsaamheid as gevolg van Adam se oortreding. Maar hier kom die laaste Adam. Ek wil nie eintlik sê die tweede Adam nie, die laaste Adam. Daar's nie meer 'n Adam na daai Adam nie. En hy kom en hy moet nou dit wat Adam verbrouw het, moet hy kom regmaak. Because niemand was waardig gevind om die prys te betaal vir ons sonde nie. En die ou verbond het mense geoffer. En mense het gedink, geliefdes, en as hy die offer dier slag, dan is dit verby. Maar dit was maar net 'n covering vir die sonde. Die sonde was as het ware maar net toegemaak. Die sonde wat hulle in die Ou Testament gedoen het, die sonde was maar net toegemaak totdat Christus gekom het. En hy neem die sonde weg vir ewig en vir altyd. Die prys is ten volle betaal. En toe Christus aarde toe kom, geliefdes, toe kom hy met daardie doel om te kom sterwe vir die sonde van die wêreld. Hy het geweet, toe hy sy kroon neersit, toe hy opstaan van die kroon af en vir die Vader sê, ek sal gaan, stuur my, ek is gereed om die prys te betaal. Het hy geweet wat vir hom wag. Dit was nie 'n surprise, maar jy sien, omdat hy menslik was. Hoe baie kere, geliefdes, dink jy, as nadat jy die Here aangeneem het, dinge gaan nou sommer maklik gaan en dinge gaan sommer nou in plek val. En baie kere, geliefdes, dan word jy gekonfronteer met dinge wat jy nie voorheen gereed was voor nie. Maar omdat ons in Christus is, weet ons dat whatever gebeur in die lewe, gebeur met God se toestemming. Dit gebeur nie omdat God nie daarvan weet en omdat God nie toestemming gegee het nie. Maar om te kom met dit wat ons gelees het, Jesus in die tuin van Getsemane. Toe daar klaar is in die gebed. En ek weet nie, het jy dit al oorgekom nie. Wanneer jy op jou benoudste is, dan lyk dit vir jou, die Here hoor nie my gebed nie. Dit lyk my gebed slaan net hier teen die ceiling, jy kan hoe hard skree, jy kan hoe. Dit lyk die gebed gaan net so hoog soos die ceiling. En soms, geliefdes, wil ons die kroon hê, maar ons is nie bereid om die prys te betaal nie. En iemand het gesê, there is no crown without a cross. There is no promotion without sacrifice. Ek moet sacrifice. My tyd moet ek sacrifice. Ek moet sacrifice die gawe wat die Here my gegee het om
sy kerk te bedien. Die naam Getsemane beteken oil press. Ek weet nie wat dit olyfolie wat hulle gepres het nie. Nou die olyfolie, of iemand het gesê, wanneer jy 'n olyf, hy lyk amper met die drywe korrel. Wanneer die korrel deur die presmasjien gaan hy deur geweldige druk om die olie uit te kry. Otherwise gaan hy olie nie alles uitkom as hy deur. Hy moet deur druk gaan. Hy moet deur soms as ek dit kan gebruik, onmenslike maniere verdruk word sodat die beste olie kan uitkom. Wat probeer ek vir jy sê daardeur? As jy deur 'n probleem gaan, 'n ewige probleem, die Here is besig om jou karakter te druk, sodat jy na die beste persoon kan wees, na die bedrukking. So die drukking, of die pres, wat ons deurgaan, is om die beste uit ons uit te kry. Die Here wil hê die beste moet na ons voorkom, because hy het die beste in ons geplaas. En as jy nie deur 'n stryd gaan nie, gaan die beste nie uitkom nie. Ongelukkig, sommige mense gee op in die stryd. Sommige mense raak moedeloos in die stryd. Sommige mense draai om in die stryd, maar is nie die tyd om te draai nie, because die beste lê nog voor. Kom ek vir 'n gelykenis of 'n storie vertel vir 'n storie van die pottebakker. In die ou tyd, ek weet nie doen hulle dit nog nie. In die ou tyd het hulle klei gevat. Daar's 'n sekere tipe klei, nie enige klei nie. 'n Sekere tipe klei. As hulle 'n koppie byvoorbeeld wil maak, dan het hulle daai sekere klei gevat en dit fyn gedruk en seker gemaak daar's niks growwigheid in nie. Dan kom kry soms hy het 'n koppie op betel en daar's so 'n knopjie in die kop. Hulle het nie die beste klei gebruik vir hy koppie nie. Nou gebruik hulle die klei en hulle druk die voorbeeld. Dan as hulle klaar hy koppie gemaak het, dan sit hulle dit in die son. En hulle wag tot die son op sy sterkste skyn. Hulle sit hom nie in die winter in die son nie, because die winterson is die sterk. Hulle sit hom wanneer hy 40 grade is. Hy is 40 grade in die koelte. Ek weet nie hoeveel is hy in die koelte. Son skyn. Dan los hulle hom dan in hy son. Miskien vir 5 of 6 ure. Dan as hulle hom dan uithaal van hy grond af wegvat, dan sit hulle hom in die oond. Jy gaan dink, is nou klaar, die koppie is nou gereed. Maar dan vat hulle die koppie en hulle maak die oond warm op sy warmste. Dan sit hulle die klein koppie binne in die oond. En dan hou hulle hom daar vir 'n hele paar ure. As hy daar uitkom, dan word hy gepaint en dan word die kleur op hom gesit. Wat probeer ek vir u sê? Stryde gaan kom, probleme gaan kom, maar dit is 'n metode vir die Here om ons voor te berei vir die beste van ons bediening. Moenie weghardloop as die stryd kom nie. Sommige kere hardloop mense weg as iemand net met jou sleg praat. Ek praat nie van daai tipe stryd nie. Wanneer mense luister jou sleg kyk of hulle groet jou nie, ek praat nie van daai tipe stryd nie. Daai is nie stryd nie. Ek praat van 'n stryd waar jy teëgestaan word, geliefdes, waar jou progress verhinder word, waar jy, as jy by die huis aankom, dan hoor jy 'n ander storie. Dan hoor jy die vrou het miskien jou verlaat. Maar die man kom nie huis toe. Die man van die werk af. Holiday toe, Durban toe. Jy sien, daai tipe stryd wat ek van praat, wat hulle menslik doen, dit maak jou so diep seer, dat jy wil nie as jou kop in die deur uitsteek nie. Want jy miskien jou werk verloor, en jy weet jy het net verkeerd gedoen nie.
Jy verloor jou werk en nou sit jy met die enorme skuld wat jy moet betaal. Jy sit met al die dinge en daai is 'n stryd, geliefdes, wat jou diep ongelukkig en vermoeid maak. Daai tipe stryd. Want die dinge, daar's niks kos in die huis nie. En wanneer die kinders is honger en hulle soek brood en hulle soek whatever en daar is nie om vir die kinders voor te skryf nie. Ek praat van daai tipe stryd. Jy het mal geleen by wie en jy maar waar, daar's niemand wat daar voorskyn kom om jou te help nie. Jy staan soos in Afrikaans met jou rug teen die muur. Daar's nie meer 'n ander plek waar jy nou naartoe kan gaan nie. Hoor jy, dan moet jy net opkyk en sê, Here, U het my hierdie stryd gegee. En die woord sê, U sal my nie 'n stryd gee bo my krag nie. Ek verstaan nie waarom ek hierdeur gaan nie. Christus, menslik, het hy nie verstaan, maar sy gees het verstaan. Ek moet kruis toe gaan. Daar is geen alternatief nie, ek moet kruis toe gaan. Waarom moet ek kruis toe gaan? Because die sonde van die wêreld was walglik in God se oë en God wou die wêreld vernietig. Daarom het God gesê, ek gaan. Dit lyk asof ek hoor, dit is nog nie in die Bybel nie. Christus sê aan die Vader, laat ek met hom, let's try this one more time. Laat ek gaan en sien of ek nie die mense kan oortuig van hulle sonde af oorbring nie. En hy het gekom vir 33 jaar het hy op die aarde gewandel. Hy het net probeer goed doen. Hy het net probeer red. Hy het net probeer, as hy daardie autoriteit gebruik het om engele te roep en te sê, ek soek 'n uitkoms, ek wil nie na die kruis toe gaan nie. Weet jy wat sou gebeur het? Dan was daar nooit vergifnis vir sonde nie. Dan was ons nooit met God versoen nie. Dan was daar nie hoop vir ons nie. Nou is daar hoop, because Christus het nie net gesterwe nie, hy het nie net opgestaan nie, hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Daar is hoop vir ons, because ons moet vashou aan Christus Jesus. A powerful expression of his humanity and also a model of his obedience. Yes, he was obedient. Hy was gehoorsaam tot aan die dood. En Christus, Paulus sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees. Die gesindheid wat in Christus is, moet in julle wees. Ek weet nie so, ek weet nie, is daar 'n mens wat so kon gedoen het. Terwyl die mense jou bespot, en terwyl die mense jou slaan, terwyl die mense jou verneder, kan jy nog die vermoë hê en te sê, Vader, vergewe hulle. Menslik gesproke kan jy dit nie doen nie. Is nie in 'n mens om dit te kan doen nie. Mense verneder jou, mense bespot jou, mense beskinder jou, mense besteel jou, maar jy sê, Vader, vergewe hulle. As iemand nou in jou huis kom inbreek en het alles gesteel, sal jy nie vermoë hê en kan sê, Vader, vergewe hulle. Ek hardloop na die naaste polisiestasie toe en gaan maak 'n saak en hoor jy, ek gaan nou op my manier soek wie my goede gesteel het, maar nie Christus nie. Hy sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Eintlik die mense wat van jou steel, weet nie wat hulle doen nie. Die mense wat jou beskinder, weet nie wat hulle doen nie. Die mense wat jaloers is op jou, weet nie wat hulle doen nie. Because die Here is besig om jou te verhoog. En almal moet jou sien. Jy moet in die smeltgroen gaan. Jy moet in daardie proses gaan om verhoog te word. Jy sal nie verhooging kry. Is ons bang om vir verhooging? Ons is bang om verhoog te word. Daarom wil ons nie die smeltkroes verkies nie. Ons kies eerder die gemaksone. Because is lekker, cozy, is normal. Dit gaan maar net normal. Is maar nou net weer normal maandag, is maar nou weer net dinsdag, is maar net weer woensdag, en so, alles is normal. Maar ek sê jou, wanneer die smeltkroes kom, jy sal nooit weer dieselfde wees, as jy die ander kant uitkom. Ons sal die lewe in 'n ander oogpunt sien. Jy sal nie weer na die lewe kyk, wanneer jy deur 'n smeltkroes gaan.
Ek het altyd gewens, geliefdes, en dit is nou maar my observasie. 1994 het ek gesê, daar sal nie weer getooi word nie. Ek het dit gesê, want ek het gesê, die ANC weet, hoe is het om in armoede te bly, want hulle het in armoede gebly. En hulle sal weet hoe voel 'n arme persoon as hy nie kos in die huis is, want hulle kom uit die agtergrond uit. Tot my spyt, geliefdes, is dit verkeerd bewys. Because as jy deur die smeltkroes gaan, as jy deur armoede kom, sal jy simpatie hê met mense wat arm is. As jy deur siekte kom, en die Here jou genees, sal jy simpatie hê met mense wat siek is. Jy gaan nie sê mense vertrou nie die Here, daarom is hulle siek. Because jy kom deur daai pyn, jy weet wat dit jou gekos, hoe jy nagte bid, hoe jy alle rade geprobeer het om gesond te word en niks het gewerk nie. So jy sal simpatiek wees en sê my broer ek verstaan, my suster ek verstaan. Mense wat nooit deur 'n egskeiding gegaan het, sal maklik praat teenoor 'n egskeiding. Maar wanneer jy deur daai proses kom, sal jy simpatie hê met iemand wat deur so 'n proses kom. En daarom wil ek jy vanmôre sê, geliefdes, Christus het simpatie met ons. Maar hier is die punt wat ek wil maak, voordat ek nou vir die valse hoop gee. Dit meen nie omdat hy simpatie het, ek moet maar net aangaan as normaal. Ek moet maar net aankarring. Ek moet maar net doen wat ek moet doen. Ek gaan maar net aan. Is nie daai opsig wat hy simpatie het nie. Waarom, geliefdes, bring die Here jou dan deur 'n smeltkroes? Hy wil hê jy moet 'n voorwerp wees in die huis. Hy sê gaan kyk in 'n ryk se huis. Daar's boete wat daar hang as ornamente. Alles hang daar om die muur mooi te maak. Ander hang daar is waardevol. Hoe dit daai is oor erflike portret. Die was my ouma en my oorlooma. Hy die portret, hoor jy raak jy aan die dier. Hy sentimentele waarde. Die Here wil hê as we na daai sentimentele waarde kom, waar die wêreld moet na kyk en sê, ek ken die vrou. Is dit dieselfde vrou wat die Here so verhoog het? Is dit dieselfde man wat die Here verhoog het? Because God wil ons deur die smeltkroes vat. Maar ons aan die ander kant kan sê, die is 'n voorwerp van eer. Wat die Here nie vanmôre seën. En wat ons vanmôre, die Bybel sê, Johannes 3 vers 14, net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het. So Christ came to earth. Hy word 'n diensknegt. Hy word 'n mens, sodat hy verhoog kan word. Hy kon nie verhoog word unless hy nie deur Getsemane in die kruis gegaan het. Hy moes daai paadjie loop voordat God hom verhoog. Filippense 2 vers 9. Therefore God highly exalted him. Waarom het die Here hom verhoog? Waarom kon God hom verhoog tot die hoogste posisie in die universe? Omdat hy gehoorsaam was, omdat hy homself, he stripped himself. And God had no alternative but to exalt him to the highest position. There's no position higher than the right hand of God. No position higher. En dit is wat die Here met ons wil doen. Hy wil ons deur die smeltkroes vas. Hy wil jou deurvat. Wanneer jy mense van jou praat, dan meen dit die mense het notisie geneem van die persoon. As hulle nie van jou praat nie, dan meen hulle het jou nie genotis nie. Jou bestaan is maar nou net daar en verby. Maar wanneer hulle jou notisie van jou gevat het, sal hulle weet. Soos ons gehoor het, Suster Maria sê ons, Suster Kitty ons het jou gemis, Suster Posha ons het jou gemis, Broer Dinges ons het jou gemis, because jy word genotis, die oomblik jy nie daar is nie, word jy gemis. Ons het notisie geneem van jou, en dit is wat die Here wil hê ons moet word. Die wêreld moet notisie neem van ons,
En ongelukkig moet ons die prys betaal dat die wêreld ons kan notisie neem. Nou die dag gesels ek met iemand en hy sê vir my, ek staan hierso en ek kyk nou die deur wat hulle wil probeer inbreek en wat hy wat so aan. En hy sê vir my, pastoor, weet jy wat, daar's 'n verandering in die straat in die kerk. Hy sê, hoor elke Sondag die musiek. Ek wil kom, maar dit is net iets wat my keer. Ek wil kom, maar hulle neem notisie. So let's carry on and let us sacrifice more, sodat ons nie deur woorde, hulle gaan die Heilige Gees gaan hulle trek. Ons gaan nog so verbaas sit een oggend en gereed maak, dat kom kry al die stoele is vol, as die plek vir ons om te sit. Amen. Ek weet nie wat die mense wat laat kom, gaan hulle nie plek kry. Because die Here is besig om ons te voor te berei. Halleluja. So sacrifice. Daai 5 minute, daai 10 minute, daai 20 minute. Sacrifice. Because God is able to do exceedingly abundantly above what we can ask or what we can even imagine. God is able. And God wants to do it for us. But we must be willing to sacrifice. We must be willing to luister, onsself beskikbaar te stel. Dit maak nie ek het die wonderlikste gawe. Ek het die beste woorde wat ek kan gebruik en ek wil dit nie deel met iemand, ek is nooit beskikbaar nie. Ja, Vader. As die Here wil iemand vra, ek is nie beskikbaar nie. Ek is nie daar nie, ek is. Dan help daai enorme anointing of gawe nie. Because we want to see it develop in our midst. Wat die Here die môre seën. May the Lord bless you. Die kruis, geliefdes, het verlossing gebring. Geen wonder Satan het probeer Jesus doodmaak voor hy die kruis kom. Hy het geweet, die oorwinning lê in die kruis. Nie die kruis, die hout waarin hy gesterf het, maar die man wat aan die kruis sterwe. Die verskil is die persoon in die middel van die twee misdadigers. Sy kruisdood het verlossing vir die wêreld gebring. As Christus nie deur die kruis gesterf het nie, dan was daar nie verlossing vir ons nie. Dan het ons nog maar net aangegaan in ons sonde. Maar Christus het vir ons die sondeskuld betaal. Die tweede ding wat hy ook gedoen het, die reconcile us with God. Halleluja. Ons was, die skeidsmuur is afgebreek. Dit is net deur die kruis wat hy skeidsmuur kon afgebreek was. Nou is daar toegang. Ek moet die opportunity gebruik om na God toe te gaan. Amen. Hulle nie buite was, kon ook binne kan kom. Die hoofpriester kon alleen in die allerheiligste deel ingaan. Daar's geen ander persoon wat saam met hom kon ingaan nie. Net 1 keer 'n jaar gaan die hoofpriester in die allerheiligste deel. Nou ek het altyd gewonder, hy gaan nou met die offer en hy 2 dinge in sy hand. Daai gordyn is so dik soos hierdie boek van bo tot onder. Hoe kom hy agter daai gordyn as sy hande besit? Because iemand kan hy gordyn optrek, daai gordyn is so gemaak dat hy vas aan daai muur is, hy's vas op die grond. Niemand kan hy gordyn optel nie. Maar Christus het gekom en hy breek daai skeidsmuur af. Geen wonder toe sy asem uitblaas, skeur die voorhangsel in twee. En wat verborge was vir ons en vir hulle wie daar gestaan het, kon sien tot binne in die allerheiligste deel. God is busy. Hallelujah. God is busy working. God is, ek like die woorde wat Promotor 'n week of 2 weke terug gesê het. Hy sê God is a speaking God. Die Here praat. En die Here praat omdat hy ons lief het. Die Here praat omdat hy ons wil in die regte posisie kry. God wants to move us in the right position. Hy stryk wat jou stam, hy is besig om jou te stap in die regte posisie. Daai dinge wat die mense doen is besig om jou in die regte posisie te stoot, sodat jy kan hoor wanneer die Here praat en wanneer die Here sê gaan links. Moenie regs gaan nie, gaan links.
Mag die Here u vanmôre seën. In Jesus naam, kom ons net die oë en ons bid die woord. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Baie dankie, liewe Here, vir u woord ons. Dat vanmôre, Here, terwyl ons na u woord geluister het, dat ons onsself, Here, in posisie moet kry. Help ons, Here, highlight die dinge in ons lewe wat 'n hindernis is waarom ons nie, liewe Here, in posisie kan kom nie. Dat ons hierdie dinge sal aflê en, liewe Here, volkome op u te kan vertrou vir dit wat die Here vir ons voorberei het. Die woord sê wat die oog nie gesien het en die hart nie opgekom het. Here, dit is wat u voorberei het vir ons. Seën ons dan vanmôre terwyl ons, liewe Here, geluister het na die woord en dit wat ons by God, Here, moet aflê, dat ons dit sal aflê, Here, dit sal wees tot ons eie voordeel. Want ons weet, Here, u spreek met ons omdat u weet ons het die vermoë om by God, Here, voorwerpe van eer te kan wees. Raak elke een van ons aan terwyl ons in u teenwoordigheid sit en terwyl ons in u teenwoordigheid staan. Laat die Here ons vanmôre bless in die naam van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Baie dankie. Dierbaar is die Here seën u. Probleme gaan kom, maar dit gaan wees om jou in posisie te staan. Amen. Neem ter harte wanneer dit kom. Moenie mismoedig word nie. Kyk na voor. En moenie murmureer nie, because die Here is besig om ons voor te berei. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. And now may the grace of God and the love of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit abide with you now and forevermore. Amen. Amen.